Ja, Dries het reg gesê, ons is familie. Ja, ek weet nou nie of julle, soos die broer in die tronk is of wat nie, maar ek is familie, hè. Ek is net lekker om by julle te wees. En ja, ek sien, ek weet, julle is allemaal slim mense. So ek hoef nie vir julle nuwe goed te leer nie, maar ek wil julle net kom bemoedig vandag. En ja, ek dink, ons lewe in unieke tye. Ek dink elke generasie het dit gesê, maar kom, ons sê dit nou maar ook. Met unieke uitdagings. En het is nodig dat ons as kinders van die Here dit sal navigeer, soos die Here wil hê ons moet. Jy weet, ek dink, ek gaan net miskien terugkom na die punt toe, maar ek glo dat die Here gee vir ons uitdagings, omdat hy ons vertrou, om te kan deel met dit. Jy weet, en baie keer aan Frans, hoekom gee die Here vir my hierdie probleme, hoekom gee hy vir my hierdie uitdagings? Is omdat hy jou vertrou met dit. Jy weet, en so dis eintlik 'n voorreg. Jy weet, hy wat sê, I count it all joy, brothers, when all kinds of tests and tribulations come. Ja, ons hou nie van daai vers so baie nie, maar dit is so. Weet, ons is bevoorreg om in hierdie seisoen te leef en die Here se naam en sy koninkryk te kan uitdra. Ja. So ek wil vandag praat oor keep the main thing the main thing. Hou die hoofding die hoofding. Wat gebeur in ons lewens is dat, jy weet, ons besluit nie om lou te raak vir die Here nie, né? Daar's niemand wat sê, opstaan sê, nee, vandag gaan ek lou wees. Ja, ek wil nie warm wees nie, ek wil lou wees. Ek meen, niemand doen dit nie, ek meen, kom ons wees nou maar eerlik, jy weet, dis nie hoe dit werk nie. Maar wat gebeur is, daar gebeur 'n skuif wat plaasvind. Dit gebeur so stelselmatig, dat ons besef nie, daar is 'n verandering nie. Dit is amper soos die padda in die water, wat warm is, sal hy uitsprong, maar as dit stadig warm gemaak word, daar kom die ligte ook aan. Jo! Nou, hier's mense! Maar dit is daai ding, ons besef nie partykeer ons drift weg van waar ons behoort te wees nie. En dan, so nou en dan het ons net daai check nodig om te sê, hey, kom terug. En ek glo vandag se woord is so iets soos in daai lyn wat ons net weer 'n check het, jy weet. Sê, okay, is ek op die regte pad? Is ek besig met die regte goed? Jy weet, doen ek die dinge nog alright? En so ek wil net dit graag deel. Ek wil begin met 'n storie. Ek het hom al voor in hierdie gemeente vertel. As jy lankal in hierdie gemeente was, dink ek sal jy hom onthou. Maar dis in die dag van Jesus, in die tyd van Jesus, as 'n jong man met 'n jong vrou wou trou, sou hy na sy pa toe gaan. Dit was, luister na die details van die storie, want dis waaroor dit gaan. Die jong man sal sê, joh, ek wil met hierdie jong vrou trou, hy sal na sy pa toe gaan en sê, pa, ek wil graag met daai meisie trou, jy weet. En dan sal die pa met daai meisie se pa 'n afspraak reël. En dan sal hulle om 'n tafel sit, die twee paas, die jong man en die jong dame. En dan sal die twee paas 'n prys onderhandel. In Afrika noem ons dit lobola, né? Maar hulle sal 'n prys onderhandel en as hulle ooreenkom met 'n prys, dan sal die pa van die jong man vat, hy sal wyn in 'n beker skink en hy sal dit gee aan die seun, aan sy seun, en sy seun sal daai beker vat en offer aan die jong dame. En dis nou die huweliksoffer dan. En wat dit beteken is, basies, alles wat ek het, alles wat ek is, offer ek vir jou. Dat jy kan deel word van dit wat ek is. En dan as hy die offer aanvaar, sal sy die beker vat en hom drink. En dit was algemene kennis van die dag. Dit was deel van die kultuur. Jy hoef dit nie vir iemand te verduidelik het nie. Dit was net hoe dit was. So die aand toe Jesus die nagmaal ingestel het, en hy die beker gevat en hy het hom geskink, en hy het hom vir elkeen geoffer, was dit baie duidelik vir daai disciples wat Jesus doen. Hy offer, hy maak 'n proposal, soos die Engelse sê. Hy propose aan hulle. Hy sê, luister, wil jy in 'n verbondsverhouding met my tree? Aanvaar jy dit? Aanvaar jy dit wat ek is, alles wat ek het, is jy bereid om deel te word van dit, of dan nie? En elkeen van hulle die beker gevat en gedrink. En as jy gaan mooi lees, Jesus het nie die beker omgestuur nie, hy het letterlik die beker na elkeen toe gevat. Omdat die punt huis toe te dryf as te ware. So die Here se offer vir ons is hierdie verbondsverhouding, hierdie intieme verhouding om met hom te loop. En baie keer omdat ons deel met die lewe en die uitdagings van die lewe, ons gaan maar net deur die dinge, dan skuif ons gedagte, ons wese weg van hierdie punt af, waar dit soos 'n formule raak, of 'n oefening, of godsdienstig, of whatever die case mag wees. Partykeer raak ons maar net koud.
ons verloor bietjie passion en ons koel bietjie af, maar wat ook al die ding is, ons moet terugkom na die plek waar het gaan oor hierdie verhouding met die Here. Dit is altyd die basis van enige ding. Jy weet, en ook as ons die woord en die goeders wil begin interpreteer, moet ons begin van die plek waar dit gaan oor verhouding. Jy weet, en wat gebeur het in die Ou Testament was dat die Here het vir Moses gesê, bring die hele volk op na die berg. Verhouding, né? En hulle het vir Moses gesê, nee, ons is bietjie bang, jy weet. Verstaanbaar. Maar hulle sê, gaan jy, sê vir die Here, hy moet vir ons sê wat ons moet doen. En ons sal dit doen. En uit dit is gebore die 10 gebooie. En daarom, as ons die verhouding uit 'n ding uithaal, dan word dit net 'n stel reëls. En dit word leweloos en dit word eintlik dood. En dit help nie eers nie. En ek spot altyd, maar dis die waarheid. Ek en my vrou, ek en Wilna, so by the way, sy was met griep in die bed, dis hoekom sy nie hier is nie. Maar ons het nie 'n boekie daar by die huis nie, Craig en Wilna se huwelikswette nie. Jy weet, en sy Craig mag nie dit nie, en Wilna mag nie dit nie. Maar in ons verhouding is daar duidelike grense. Ons verstaan dit duidelik. Ons hoef dit nie in geskrewe vorm te skryf nie, want dit is vir ons twee wat in verhouding staan, baie duidelik wat is die grense. En dit is hoe dit eintlik werk met die Here. Maar omdat ons bietjie partykeer uit hierdie verhouding uitval, het die Here nodig om net vir ons so bietjie te sê, okay, onthou net dit. Dis hoekom daar hierdie geskrewe woord is, wat ook vir ons wys wat is reg en verkeerd. Maar die beginsel bly en is by die plek van verhouding. En so wanneer ons ook al met die Here werk, moet ons werk van hierdie plek in verhouding. So ek wil net 'n paar goeters vandag met julle gesels en julle encourage regtig net om net seker te maak die goeters is in plek, jy weet. Ek meen, die ouens wat in huwelik was sal verstaan dat jy moet maar so nou dan net weer die dinge afstof, dinge net weer seker maak alles is in plek. Ons verstaan mekaar, ons is nog op dieselfde bladsy, jy weet. So ja, as julle saam met my sal blaai na Lukas hoofstuk 4 en dit is waar Jesus kom en hy maak bekend hoekom het hy gekom. Hierso in Lukas 4, jy weet. En as ek my woorde sê, ek het so stelling hier geskryf, ek sê dat Jesus het gekom en op hom gevat wat op ons moes wees, sodat ons kan hê wat hy kan hê. Ek gaan dit herhaal. Jesus het gekom en op hom gevat wat ons eintlik moes kry, die straf, sodat ons deur dit kan hê wat hy kan hê. En dis 'n verhouding met die Here. En toegang tot al die mooi dinge wat daarmee saamgaan. Jy weet. En so hier kom hy in Lukas 4, ons ken hy storie waar hy in die sinagoge is, vers 18 en 19. En hy lees en hy sê, en die gees van die Here is op my, vers 18 van Lukas 4, omdat hy my gesalf het, om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die verbrysel van hart te genees, om aan die gevangene vrylating te verkondig en aan die blindes herstel van gesig en die wat gebroken is in vryheid weg te stuur om die aangename jaar van die Here aan te kondig. En ons ken almal hierdie skrif, maar Jesus kom, hy sê luister, ek kom herstel goeders. Ek maak heel. En waaroor dit praat is maar verhouding weer met die Here, né? Daai koneksie, daai ding. Maar wat interessant is hy praat nie van die gevangenes in die tronk nie, né? Ons kan agree met dit. 3 van ons, die ander, julle sal dit later kan gaan opswat. Jy weet, en die blindes is nie die mense wat fisies blind is nie, dis die mense wat geestelik blind is. Hy kom en hy bring 'n vernuwing, en hy bring insig, hy bring laat ons kan begin verstaan waaroor dit gaan. Jy weet, en deel van om te verstaan oor gaan is dat dit gaan oor verhouding en ander ook. So, Jesus kom en hy maak dit bekend. Hy sê, luister, ek het gekom, sodat hierdie gebrokenes kan heel wees, dat die gevangenes kan vrykom, dat die blindes kan sien, jy weet, sodat hulle kan terugkeer na die regte verhouding met God. As ons praat van geregtigheid, is dit nie net reg doen nie, dit praat eintlik van regte verhoudingsposisie met God. En somehow het ons as die kerk het soveel kere al gemis, jy weet, ons maak dit oor reg en verkeerd. Wat belangrik is, ek sê nie dis nie belangrik nie, maar daar is iets meer belangrik en dis om die regte verhouding met God te wees. Jy weet, van uit daai plek uit, kom genesing, kom herstel. Jy weet, hierdie ding wat ons
so baie laat gebeur. Ek is eintlik nou nie julle nie, dis daai ouens wat nou nie vandag hier is nie, maar jy weet, dit gaan naderhand oor ons, dit gaan oor my probleme, jy weet, dit gaan oor my gemak, dit gaan oor my voorkeur, dit gaan oor my oortuiging, in plaas waar dit gaan oor die Here. Ons doen tot naderhand gaan die kerk ook oor ons. Jy weet, die kerk is nie 'n self-help instansie wat jou help om beter te voel oor jouself en so meer nie. Dit is 'n byproduct van 'n verhouding met die Here. Dis 'n byproduct van die verhouding met die Here. Dis nie, jy moet nie kom net vir dit nie. En dankie tog dat dit is so. En wat ons doen in partykeer is die kerk, ons wil die evangelie verkoop as 'n produk. Jy weet, jy kom kerk toe en as jy kerk toe kom, dan gaan jy gesond raak en jou probleme gaan minder word en. Nee, dit gaan oor die Here. Ek ken nou my ouderdom weg, maar ek het hier in die 70er jare, laat 70er jare, het my ouers tot bekering gekom en hulle baie sterk in die evangelie begin. En ek onthou as kind, hoe het hulle mense na die huis toe gebring in die aande. En dan deel hulle die evangelie. En dan onthou ek, so my pa vir die ou vrou, wil jy jou lewe vir die Here gee? En dan sê hy, ja, ek wil my lewe vir die Here gee. Dan is my pa, okay, voor jy dit doen, kom ons bereken eers die koste. Want dis wat die woord sê. Hy bereken eers die koste. En ek onthou, want my pa het hulle gesê, jy moet weet, daar gaan familie van jou wees, wat nie gaan van hou van wat jy doen nie. Is jy nog steeds bereid om jou hart vir die Here te gee? Ja. Alright, dan moet jy weet, jou vriende gaan dalk teen jou draai. Want hulle gaan nie hou van wat jy nou doen nie. Is jy nog steeds bereid om jou hart vir die Here te gee? Ja. Dan finansies, dit gaan jou finansies affekteer. Hoe jou finansies bestuur gaan moet verander. Is jy nog steeds bereid om jou hart vir die Here te gee? Ek dink nou dat jy wil jy die ou nou na die Here toe lei of nie, jy weet. Probeer jy hom nou afskrik, wat is die saakies? Maar die realiteit is dit, ons het amper die evangelie soos 'n mooi produk gemaak, ons het net die blinkkant bo gesit en ons het nie al die nitty-gritty duidelik gemaak nie. En daarom het ons 'n klomp kinders van die Here in die kerk, as te ware, wat nie verstaan oor die nitty-gritties nie. En hulle sit met allerlei issues en goeters, jy weet, en hulle sukkel met goed, en hulle kan nie verstaan waaroor dit gaan nie, want ons het aan hulle 'n produk verkoop wat blink bo lyk, en hulle het nie geweet dat daar's 'n opoffering wat daarmee saamgaan nie. Dis 'n verbondsverhouding met die lewende God. Dis 'n nuwe dinamika van lewe en bestaan, wat jou hele wese affekteer. Dis nie net gou jou gewete kom sis tipe van ding nie. Hierdie is 'n pad met die Here wat ons loop. Dit is so belangrik. Ek sê twee dinge wat ons moet verstaan, ons is kinders van die Here. En ons ken die beginsel, maar ons moet verstaan ons verhouding met hom is kinders. En hy is ons Vader. Dis hoekom die Here Jesus sê, so moet julle bid, ons Vader wat in die hemel is. Dit gaan nie oor die benoeming nie, dit gaan oor die verhouding. Die konneksie is soos Vader en kind, wat ons het met die Here. En dat die Here wil daai verhouding met ons bou. En as iemand jou pa is, ek meen, ons wat ouers is, verstaan dit baie goed. As dit jou kind is jou kind, of hy nou soet en of hy stout is. Ek sal nooit vergeet nie, ek was eendag in die Wildtuin, in die kampterrein, en ek was skorrelgoed, ja, ek was skorrelgoed, ek bely dit, nou voor al die mense hier in die publiek, nee, ek spot sommer, sorry manne, maar ek is besig om die skorrelgoed te was, en as 'n gesin, wat saam met my daar is 'n pa en 'n ma en 'n dogtertjie en 'n seentjie, so ek kan nie, so 4, 5, 6 jaar daar iewers, en die klein laitietjie is tipies laitietjie stout, jy weet. En die pa praat met hom, hy wil nie hoor nie. Skielik draai sy pa na hom toe en hy sê, seun, ek is baie lief vir jou, maar dit wat jy nou doen, is nie reg nie. En as jy dit nou weer doen, gaan ek jou boude aan die brand slaan. Goeie pa. Maar daai woorde het my so getref. Hy sê, jy is my seun, ek is lief vir jou. Hy bevestig eers die verhoudingsposisie. Hy maak vas, dis hierdie verhoudingsposisie. So dit wat nou volg, diskwalifiseer nie dit wat voorgaan nie. Maar as jy dit weer doen, gaan jou boutjies brand. En dit is wat ons moet verstaan, is dat die Here se verhouding met ons is 'n Vader een. En dis hoekom Dawid kon sê, hy's lief vir die tugtiging van die Here. En ek onthou toe as ek jong man, dan lees ek hierdie ding en sê ek weet nie of ek saamstem met Dawid met daai ene nie. Ek wil nou nie graag pak slaai nie. Maar die realiteit is dat as dit in 'n regte verhouding is dit amazing. Ek vertel altyd vir mense is dat ek het 2 dogters grootgemaak en ek het hulle maar geleer van die dinge van die Here, maar daar was maar tye wat ek hulle ook moes korreksie gee. Maar nou as ek terugdink van ons
intieme close moments met my dogters was onmiddellik na dissipline. Dis amazing wat dissipline doen aan 'n kind. Dit trek hom in en dit gee vir hom sekuriteit. Jy weet, op 'n level wat ons nie met ons koppe en met gedagtes en intellek lekker verstaan nie, want dit is 'n dieper ding as dit, maar dis dieselfde met die Here. Die Here het net 'n manier om ons selfsintigtiging nader te bring en by hom te bring. En ons moet dit verstaan, daai verhouding wat ons het die Here, dis hierdie vader-kind. En maak nie saak of jy soet of stout is nie, jy bly sy kind. Jy weet, en die vyand is spring op daai ding. Die oomblik as jy begin voel, ek voel soos 'n mislukking, ek voel ek het hierdie ding bietjie afgeskeep, dan spring hy op en sê ja, maar jy weet, jy's eintlik nie 'n kind van die Here nie, want kyk nou wat maak jy. En die duiwel spring op daai ding, want hy weet hoe belangrik is dit in jou lewe om hierdie ding te verstaan. Onthou die verlore seun gelykenis, jy weet, dat hy weggegaan het en naderhand als uitmekaar uitval en sê, maar ek het 'n vader. Amazing, né? Kyk, hy gaan terug met die verkeerde gesindheid. Hy sê, ek gaan vir my pa werk. Ek sal maar daar saam met die diensknegte in hulle kwartiere gaan bly. Ek sal net vir hom gaan werk. Maar hy sê, hy begin by die plek. Ek het 'n vader. So ons moet weet, maak nie saak waar ons ooit in ons lewens eindig nie. Ons moet weet, ek het 'n vader. En ek is altyd bereid. Hy is altyd reg om my te ontvang. En dit is so 'n mooi storie. Die ander ding wat ons moet verstaan is, ons het toegang. Toe Jesus sterwe, toe skeer die voorhangsel, né? Ons ken almal daai storie. En toe daai voorhangsel meen, ons het toegang, ons het ingang tot die Here. En ons moet dit nooit vergeet nie. Jy weet, ons moet nooit opereer en funksioneer in die goeie Afrikaanse woord vir dit is rejection. Ons ken dit as ons praat van rejection, verwerping. Soveel mense lewe uit die plek van verwerping. Hulle voel verwerp op een of ander level. En dan die reaksie van verwerping is afstand. Ons maak afstand tussen ons en die Here. En dis hoekom die vyand ook weer eens op sulke goed spring, want hy wil ons weghou van daai plek van ware verhouding, koneksie met die Here. En hy vir jou sê, "O, jong, jy het nou droog gemaak. Die Here is nie happy met jou nie, hoor. Avoid hom so bietjie, is miskien beter. Miskien oor so 'n paar weke is hy nie meer so kwaad nie, dan is dit alright." En dit is heeltemal die verkeerde ding. Die Vader se arms is altyd oop en gereed. Jy het 'n Vader. So kom ons onthou dit, dat ons het altyd toegang tot hom. Ek wil graag, ek soek 'n volunteer hier, so gou my te help. Dit is nie fancy nie, ek gaan jou nie embarrass nie, kan iemand my help? Jy's gevolunteer. As jy maar net so kan vashou, so net 2 hande. Hierdie is Dries se lewe, né? En as hy sy lewe in totale oorgawe aan die Here gee, is dit 'n daad van hy sit hom daar neer, né? So as hy nou kom en hy surrender nou sy lewe, surrender jou lewe vir my asseblief. Daar's hy sê, en staan maar nog steeds, hou net jou aan. Yes, jou, nee, sit die Bybel daar. Dan staan jy so met leë hande. Nou waar sy lewe is nou, is by die Here. Ek wil julle verduidelik die krag van 'n surrendered life. Nou kom die vyand by Dries, ek gaan jou lewe steel. Waar is jy? Sorry, nou moet jy na die Here toe gaan, nou duiwel. Want hy's nie by my nie. Dries, ek gaan jou lewe stikkend maak. Gaan na die Here toe. Daar's hy, dankie. Eenvoudig soos dit. Maar die feit van die saak is, daar's 'n geweldige krag in 'n oorgegewe lewe vir die Here, 'n surrendered life. Want dan kan die vyand dit nie by jou steel en beroof nie. Want dit is nie by jou nie, want dit is by die Here gegee. Maar ons is mens, ek weet is nou nie julle eens daai wat nou nie vandag hier is nie, maar ons hou daarvan om ons eie goed vas te hou. Dis myne. Dis my lewe. Ek sal maak soos ek wil maak, en ek sal maak soos ek goed dink, en ek sal dit bestuur soos ek wil, en ek hou hom vas, dis myne. En die probleem is nou kan die duiwel by hom steel. En wat ons moet verstaan is dat, jy weet, die duiwel kon vir Adam en Eva mislei in die tuin van Eden, wat op daai stadium 'n perfekte omgewing was. Daar was nie misleiding nie, daar was nie korrupsie nie, daar was nie leuns nie, daar was nie pyn nie, daar was lyding nie. So dit was 'n perfekte omgewing. Tog, in daai omstandighede kon hy hulle mislei. Jy moenie dink, jy's oulik genoeg, dat hy jou nie kan mislei nie. Wat in 'n vervalle wêreld leef. Hy kan jou net so maklik mislei. So dit is so belangrik dat ons hierdie ding sal verstaan, waar ons lewe totaal by die Here sit. En kyk, dit is wat Jesus vir ons gedoen het. Hy het sy lewe neergelê. Hy het gesê, niemand neem my lewe nie, ek lê hom neer. In dieselfde manier verwag hy van ons. Onthou, Jesus is nie net gekom om al die reddingswerk te doen nie, maar ook vir ons 'n demonstrasie te wees, 'n voorbeeld te wees van wat ons moet doen. So sy voorbeeld is, lê jou lewe neer.
En ons moet daai voorbeeld probeer volg, so goed as wat ons kan, om ons lewens by hom neer te lê, sodat ons daar kan kom. Rondom 'n oorgegewe lewe is daar so 3 goedjies wat ek net vinnig wil sê. Die eerste een is intentionality, om met intentionality te leef. It's amazing hoe verskil ek en my vrou se shopping. Ek kry vir Koos baie keer daar by Spar. As ons manne ingaan, ons het 'n lysie, en ek ken nou Spar, want ek doen dit nogal baie, want ek ry deur die dorp, so my vrou gee my lysies. Ek sal goed met Spar, ek weet presies wat elke ding. So ek weet presies wat ek kry, ek gaan daar in so, by die til, betaal, voep, weg is ek. As my vrou shop toe gaan, dan loop sy deur elke rak. Kyk alles, wonder wat is daar nog, wat sy dalk kan nog in die mandjie sit. Ek gaan koop wat op my lysie is, punt, klaar, jy weet. En dit is, ek gaan met intentionality, my vrou gaan met 'n ander tipe van intentionality. Sy wil al sien wat daar is. En sien, is daar nie iets wat sy dalk vergeet het nie, wat sy nou op die rak sien nie, nee. Maar is amazing, ons sekere goed met intentionality kan doen, maar as ons kerk toe kom en sulke goed, dan kom ons net, ek gaan kerk toe, hoekom? Ja, moet maar. Ons kom sommer net kerk toe, ons is maar net sommer net hierso. En daar's so min intentionality in om te sê, ja, ek wil by die Here hoor, ek wil by die Here ontvang, ek wil hê dat hy my lewe bedien, ek maak my lewe oop, ek maak myself kwesbaar voor hom, want ek wil hê hy met my praat, ek wil hê hy moet tot my spreek, jy weet, en dit is die gesindheid waarmee ek kom, en dis ons lewens ook moet wees, met intentionaliteit, jy weet, dit het my lank gevat om dit onder die knie te kry, maar ek as ek winkel toe gaan, jy weet, ek probeer altyd, kyk, wie stuur die Here oor my pad, hoekom is ek daar, hoekom kruis ek die mense wat ek kruis, jy weet, en sodat dalk moet ek iemand bemoedig met 'n woord. Partykeer is dit net 'n glimlag. Partykeer is dit net, hey, hoe gaan dit met jou? Jy weet, of wat ook al dit kan wees, maar net om altyd met intentionaliteit te leef vir die Here en saam met die Here en in die Here en deur die Here. Maak nie saak wat ek doen nie. Al doen ek my sport, al is ek sosiaal, al kuier ek saam vriende, familie, ek doen dit met intentionaliteit om te kyk wat wil die Here doen deur my vandag. En dit is 'n ding wat help om dit te doen. Die tweede ding is 'n gewaarwording. Om 'n gewaarwording van sy gees te hê, wat ook maar koppel met hierdie ding is, maar om te luister, laat as Heilige Gees my praat, laat ek kan reageer. Jy weet, kan jy dit hoor? Ek was lank in die onderwys en ek het altyd vir ouers gesê, kan jy jou kind se lewe red? Want party kinders, jy moet 5 keer praat en dan moet jy skree en partykeer nog klap ook voordat hulle luister. Alraai, dis nou nie julle kinders nie, dis die ander ouers wat nou nie hier is nie, maar julle verstaan. En ek altyd gesê, die kind moet die eerste keer gehoorsaam. As jy sien jou kind gaan voor 'n kar en hardloop, moet jy sê, kind, stop. En hy moet stop. Dan kan jy sy lewe red. As hy hoekom, waarom, hoekom moet ek nou stop en al daai goeters? En dis dieselfde met ons, met die Here. Kan die Here jou lewe red? As jy so, laat jy reageer as hy met jou praat om te sê, as hy sê stop, dan stop ek. Vra nie hoekom en waar, Here, hoekom moet ek nou stop? Daai tipe van goeters nie, ek kan stop. Maar daai gewaarwording van Heilige Gees, dat hy met my kan praat, dat hy my kan lei, jy weet. En ek wil nou nie te lank daaroor praat nie, maar die Here het ons geskep om te volg, nie om te lei nie. En ek sê altyd as ek met pastore praat, dan sê ek, pas op, want ons raak so gewoond om te lei, ons vergeet om te volg. Ons is geskep om te volg. Die Heilige Gees lei. Jesus het gesê, ek moet gaan, sodat die Gees van waarheid kom, en hy sal julle lei in alle waarheid. Hy lei, ek volg. Ek doen nie my eie ding nie. Dis 'n belangrike punt om te verstaan. Ons lewe in hierdie era waar dit is jou eie lewe, dis jou reg en dis jou alles. Ons gaan nie eens soontoe gaan nie. Nee, my werk, my plig, my bestaan is daarin dat ek die Heilige Gees hoor en op hom reageer, laat hy die mag het, die invloed het, die krag het om my te kan lei. Ek is nie besig met my eie ding nie. Jy weet, hierdie ding van dis my lewe en as ek die Here nodig het, sal ek hom roep. Jy weet, in my mind sien ek dit altyd soos, ek het my lewe en daar waar ek kort kom, daar moet die Here vul. Maar die res is eintlik myne. Nee, dit begin by niks. Dis soos die huwelik. Skielik is nie meer ek nie, dis nou ons. Maar in hierdie verhouding is dit die Heilige Gees wat lei en ek wat volg. En ek moet leer hoe om dit te doen. Moet leer om te verstaan wat dit beteken
om te volg en die Heilige Gees lei my. En dan die derde wat ek wil praat is ek noem dit burning hearts. Brand jou hart nog vir die Here. Brand jou hart nog vir die Here. En daai passie, ek onthou toe ek net gered is, ek het tot vir die stoele en die tafels ook gepreek het, jy weet, want ek was so passievol vir die Here. My hart was aan die brand vir die Here. Maar nou na baie jare, dan raak hy vuur, was so bietjie flouerig, jy weet. As ek 'n moments waar daar so 'n windjie kom, en dan skielik aan brand hy, en dan gaan hy maar weer, jy weet, dan moet nou iets gebeur vir my om hier die vlammetjie in die gang te kry. Maar die realiteit is, kan ons harte laat brand vir die Here. Dat ons brand vir die Here. My gemeente glo my nie, maar ek sê elke Sondagoggend as ek opstaan, is ek so excited om kerk toe te gaan. Ek kan nie wag laat dit begin nie. Ek kan nie wag laat 9:00 kom nie. Want ek wil hê dit moet nou begin. Jy weet. Eintlik hier van Saterdagmiddag af, dan begin ek, jy weet, ek force myself om rugby te kyk om die tyd om te kry. Maar dit is 'n halwe waarheid, maar ja, net om die punt te maak. Maar ek raak so opgewonde, ek wil so graag daar wees, ek wil saam met die kinders van die Here wees, jy weet. My vrou sê altyd, hoekom gaan jy na al hierdie vergaderings so goed? Ek sê, want ek wil daar wees. Kan nie wag nie. Ja, ek hoef geen eens om ver te ry, of opofferings te maak nie. Dis vir my sommer net lekker. Maar ons harte moet brand vir die Here. En ons moet hom in die brand hou vir die Here. Jy weet, rondom honger in die vlees en honger in die gees, is dat in die vlees, het die Here gesien, hy moet maar sorg dat ons honger bly. Jy verstaan? So, en my probleem is net, lank voor ek weer honger is, as ek lank al lus. So, dan eet ek sommer voor ek honger is. Maar in geval, as jy in die vlees eet, as jy ophou eet, nie na lank nie, dan gaan jy voel, nou raak ek honger. As jy daar verby die bakkery loop, of so iets, verby 'n restaurant wat lekker heeg, dit doen sommer net iets vir jou. Maar die gees werk andersom. As jy nie eet nie, gaan jy honger doodgaan. Jy moet aanhou eet, om honger te bly. So in die gees moet ons altyd besig wees, om in te neem van die Here. Altyd besig wees om in te neem. En om Sondag kerk toe te kom is 'n amazing ding en baie belangrik. En asseblief hou aan daarmee, maar dit is nie al nie en dit is ook nie genoeg nie. Dis meer as dit. Jy weet, as daar ander byeenkomste in die week is, gryp dit aan. En ek weet, almal van ons is nie groep mense nie. Party van ons is eerder 1-op-1 mense, maar leer jouself om deel van die groep te wees en deel te wees, maar ook persoonlike tyd met die Here. Wat baie belangrik is, om my persoonlike tyd met die Here te hê. Ek het vinnig geleer, dat my vrou kan kommunikeer sonder om enige woorde te gebruik. So ek kan my net so kyk gee. Dan verstaan ek alles. Dan verstaan ek presies wat nou, dan sê ek, nou moet ek het versigtig vat, papie, nou is ek in die moeilikheid. Maar dit kom van 'n pad saamloop, né? So ook met die Here is dit so. Nou, as ons so nou pad met die Here saamloop, dan begin ons verstaan, en dit kom uit persoonlike tyd met die Here ook. Jy weet, daar's 'n belangrike tyd so, en ek het nie nou tyd om daaroor te praat nie, maar daar is 'n salwing wanneer ons by mekaar is, om goed te verstaan wat ek miskien nie sal verstaan as ek alleen tyd het by die Here het nie. Maar dit vervang nie die alleen tyd met die Here nie. Dit is nog steeds daai alleen tyd met die Here. Is krities en ons moet dit aan die brand hou dit daarson. As julle saam my sal vinnig blaai, as jy wil, na Matteus 15, ja, is Matteus 15. Dis die verhaal van die Kanaanitiese vrou, wat na Jesus toe kom, oor haar kind. Ons ken almal hierdie storie, maar ek gaan hom gou vir julle lees, vanaf vers 21. Kom ons begin by 22. En 'n Kanaanese vrou van daardie gebied gekom, en na hom geroep en gesê, wees my barmhartig, Here, seun van Dawid, my dogter is erg van die duiwel besete. Maar hy het haar nie 'n woord geantwoord nie. Het jy dit al in die Bybel raak gelees? Jesus ignoreer iemand. Nee, kyk al, hy sê, hy het haar nie geantwoord nie. Hy het haar geïgnoreer. Crazy. Toe kom sy disippels nader en vra hom en sê, stuur haar weg, want sy roep agter ons aan. Want hulle sien toe Jesus ignoreer haar, né? Hy sê, maar stuur haar maar net weg, want sy bly nou hierso lawaai maak. Maar hy antwoord en sê, ek is net gestuur na die verlowe skape van die huis van Israel. Want sy was nie 'n Jood nie, né? Julle verstaan dit.
So sy was nie 'n Jood nie. En Jesus gesê, ek het eers gekom vir die Jode. Daarop kom sy en val voor hom neer en sê, Here, help my. Maar hy antwoord en sê, dit is nie mooi om die brood van die kinders weg te neem en dit vir die hondjie te gooi nie. Nou ignoreer hy nou, vergelyk haar met 'n hond. Nie 'n goeie experience nie, hoor. Maar kyk wat gebeur. En sy sê, ja Here, maar die hondjies eet daarom van die krummels, wat van die tafel van hulle baase afval. Toe antwoord Jesus en sê vir haar, o vrou, groot is jou geloof, laat dit vir jou wees soos jy wil hê, en haar dogter het gesond geword van daardie uur af. Is dit nie amazing nie, né? Hoe hierdie vrou kom na Jesus. Sy sê, help my, en hy sê, luister, jy verstaan nie, ek het gekom vir die Jode eers, né? Jou beurt kom later, staan in agter in die ry. En sy sê, maar asseblief help my, en hy sê, luister, ek kan nie die kos van die kinders vat en dit vir die honde gee nie. En sy sê, ja, maar weet jy wat, die honde hang maar rond daar om die tafel, en hulle eet maar van die krummels wat afval. En die Here sien net hierdie vrou se geloof raak. Haar intensiteit, haar fokus, haar dryf, haar vuur, haar verlange. En hy sê, weet jy wat, ek sal dit beloon. En hy sê, weet jy wat, vir jou geloof, gaan, sal wees soos jy gevra het. Is dit nie amazing nie? Dan is 'n ander storie, ek soos daarna Markus 10 toe te blaai vandag. Ek lees ons 'n ander verhaal. Hierdie is een van my gunstelinge. Markus 10 en ons lees daar van vers 46 af, is hier so teen die einde. Hy sê, en dis weer Jesus, en hulle het in Jerigo gekom, is vers 46 van Markus 10. En toe hy sy disippels en 'n aansienlike skare uit Jerigo uitgaan, sit 'n blinde man, Bartimeus, die seun van Timeus, langs die pad en bedel. En hy hoor dat Jesus die Nasareëner was. Begin hy hom uit te roep en te sê, seun van Dawid, Jesus, wees my barmhartig. En baie het hom bestraf, dat hy moet stil bly, maar hy het al harder uitgeroep, seun van Dawid, wees my barmhartig. Toe gaan Jesus staan en sê dat hy geroep moes word, en hulle roep die blinde man, en sê vir hom, hou goeie moed, staan op, hy roep jou. En hy gooi sy oorkleed af, staan op, en kom na Jesus toe, en Jesus antwoord en sê vir hom, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? En die blinde man sê vir hom, Rabboni, dat ek mag sien. En Jesus sê vir hom, gaan, jou geloof het jou gered. En dadelik het hy gesien, en Jesus op die pad gevolg. Kom ons begin net daar by einde. Wat het hy gedoen? Hy het Jesus op die pad gevolg. En net 'n side note, is dat, hoe baie keer as die Here vir ons iets doen, is dit amper, okay, nou is ek okay, nou kan ek weer gaan. Nee, wat hy doen is, toe okay is, toe volg hy vir Jesus. Mag dit so ook vir ons wees. Maar hier lees ons hierdie twee gevalle, waar mense net uit die normaal optree, uit hulle begeerte, hulle verlange, hulle dryf, hulle fokus, om die Here waarlik te ken. En dit het die Here beweeg. En wat ek vir jou wil vra vandag is, hoe lyk joune? Hoe lyk joune? Hoe lyk jou hart? Hoe demonstreer jy jou hart vir die Here? Jy weet, daai vrou het teen die hoe hy gegaan, sy het teen die vloei gegaan. Sy het gesê, luister, ek vertrou U. Weet ek is nie 'n Jood nie, maar ek vertrou U. Hy blinde man is gesê, bly stil, as jy in Lukas die ander weergawe lees, jy weet, roep hy, jy weet, en dan sê hulle vir hom, hey, bly stil man. Jy weet, maar hy skree harder. En hy skree harder. En hulle sê vir hom, hey man, jy raas, bly stil. Maar hy skree nog harder. Hoe lyk dit vir jou? Hoe lyk jou skree? Jy weet, hoe lyk ons skree? Kan ons uitroep na die Here en sê, Here, hier is ek. Ek roep uit na U. Ek soek U. Jy weet, en dit is regtig waar. Ek gaan nie teen dat die Here het 'n hart vir elkeen van ons en hy weet presies wat ons lewens aangaan. Maar ek weet ook die Here reageer op 'n baie spesiale manier wanneer ons waarlik uitroep na hom. Jy weet. En hier's my 2 sent. Is dat, hoekom moet ons eers in 'n knypsituasie wees voor ons uitroep? Hoekom moet ons eers daar kom?
Jy weet, en hier is net my gedagtes, nie die skrif nie. Moenie sê Craig sê die skrif sê, Craig sê. Maar ek sê net dit is dat dis hoekom ek dink soms is ons maar net ons is amper van een knyp situasie na die volgende, want ten minste roep ons dan uit na die Here. Jy weet, hoekom sal die Here ons dan nou uitred as ons gaan ophou uitroep na hom? Jy weet, kind of thing. Ek weet hy doen dit nie regtig nie, dank hom tog, hy is baie meer genadig as ek. Maar die feit van die saak is, hoekom moet ons 'n knyp situasie hê voordat ons uitroep na die Here? Hoekom kan ons nie net sê, kom ons roep uit na die Here nie? Kom ons roep uit, jy weet. Kom ons roep uit na die Here op maniere wat ons nog nie voorheen gedoen het nie. Maar jy moet uitfigure, hoe lyk dit vir jou? Hoe is daai vrou in jou lewe, waar jy sê, ek gaan teen die vloei, want ek soek die Here. En tweedens is, waar is ek, wat ek sal roep. Jy weet, ek sal nie stil gemaak word nie. Ek sal bly roep, sodat die Here my kan hoor. En ons moet op daai plek kom, waar ons dit kan uiting gee aan dit. Geloof is altyd 'n aksie. Geloof is nooit net 'n gedagte nie. Dit begin by gedagtes, né? Die Here werk aan ons gedagtes. En dit is belangrik om dit te verstaan. Dat die Here begin, maar as dit net 'n gedagte is dit net 'n gedagte. Verstaan jy? As ek dink, ek gaan vir Dion 'n geskenk koop, maar ek doen dit nie. Het ek vir hom 'n geskenk gekoop? Nee, het ek 'n goeie gedagte gehad, fantasties, baie mooi gedagte, maar ek het niks gedoen nie. So geloof is 'n demonstrasie van iets. En ons moet leer, hoe kan ons uiting gee aan ons geloof? Hoe kan ons demonstrasie gee aan ons geloof? En ons moet dink, hoe gaan dit lyk? Want dit gaan nie vir ons almal dieselfde lyk nie, jy weet. Ek onthou, ek het 'n besluit gemaak, dat elke geleentheid wat ek kry, gaan ek die woord van die Here verkondig, jy weet. En in die begin was dit lekker as ek daai geleenthede kry. Nou is dit so dat ek partykeer moet sê, ek kan nie op twee plekke gelyk wees nie. Ek moet vir iemand sê nee. En dit is my baie sleg om dit te doen, maar ek moet dit sê, maar as daar 'n kans is, gaan ek deel. En ek spot as ek dit sê, maar eintlik is dit die waarheid. Ek het notas, nie om te onthou wat ek sê nie, sodat ek nie afdwaal van die punt af nie, want ek sal tot vanmiddag 5:00 kan gaan, no problem. Julle sal dit nie maak nie, maar ek kan dit doen. Ek spot som. Maar ek wil dit doen, dit is 'n passie wat ek het, en dit is my demonstrasie, dis myne. Dis my demonstrasie van my geloof en vertrou in die Here, dat as ek gevra word, of as daar 'n geleentheid is, sal ek die woord van die Here deel. En ek sal dit doen. En ek sal nie stil bly nie. Maar dit is my demonstrasie. Maar jy moet uitfigure, hoe lyk jou demonstrasie? Want jou omstandighede, jou lewe is anders as myne. Dit lyk anders as myne. So jy moet uitwerk, hoe lyk myne? Hoe lyk my demonstrasie van geloof? Hoe lyk my demonstrasie van vertroue? En om dan uiting te gee aan dit, sodat dit daar sal wees. So ek hoop dit encourage jou, maar ek wil dan terugkom, en ek wil net gou 'n paar baie belangrike punte sê. Dit is so amper soos 'n samevatting. Ons kom in vir die landing, hoor ek sê die slim mense. So ons kom nou in vir die landing. Ons nog nie geland nie, ons kom nou in. So jy moenie nou konsentrasie verloor nie. Ons begin om te verstaan dat ons is geroep, né? Ons is geroep. Maar waartoe is ons geroep? Eerstens tot verhouding met God. Ons is geroep tot verhouding met God. Ons moet dit weet. Dis my roeping. Jy weet, en baie keer kom ons met sê, ek weet nie wat wil die Here hê ek moet doen nie. Dan sê ek, luister, kom net eers in verhouding met hom. Die ander goed sal in plek kom. Moenie worry nie. Die Here is nogal goed met hierdie goeders. Hy kan jou nogal kry waar jy moet wees. Maak jy net seker dat jou verhouding met hom is reg. Jy weet, moet jy nou nie worry of met jy A of B of C doen nie. Wees jy eerder nou gefokus op hou 'n goeie gesonde verhouding met die Here, dan val die goeders beter in plek. So weet dit dat as ons geroep is, en as ons praat van ek is geroep, is dit belangrik. Want een van die dinge wat ek voel, wat 'n groot tekortkoming in die koninkryk is, van die kinders van die Here, is om te verstaan wat is my doel. Hoekom is ek hier? Jy weet, en dit is te doen met roeping. Maar jy gaan dit nie vind, jy gaan dit nie kan intap op dit, nie voor jy 'n goeie gesonde verhouding met die Here het nie. Want as jy nie 'n goeie gesonde verhouding nie, al sê die Here vir jou wat is jou doel, jy gaan dit somehow bietjie mis. Dan gaan akkuraatheid kort kom. Dan gaan bietjie van die nitty-gritty goed gaan op die grond val, omdat jy nie 'n verhouding soek. Ons eerste roeping, altyd, onthou, altyd, jou eerste roeping is verhouding met die Here.
En dan die volgende 2 goeters is, ek gaan nie daaroor preek nie, so moenie worry nie, maar ek wil dit noem is dat ons vergeet dat ons is geroep as 'n man of as 'n vrou. Dis 'n roeping. Dis waarvoor God jou geskaap het. Dis jou doel. Waarvoor het God jou geskaap? En dis hoekom daar so aanslag is in die wêreld teen gendergoeters, verstaan? Ons hoef nie eens daaroor te praat nie. Ons verstaan almal wat ons nou sê. Daar's confusion en die mekaarheid en allerlei goeters en die wil daai wees en daai wil dat wees, is crazy. Maar die feit van die saak is jy's geroep. Jy is nie moeilik nie. Jy's 'n man of 'n vrou. Maklik. So, as jy 'n man is jy geroep as 'n man, as jy vrou is jy geroep as 'n vrou, en jy's geroep as 'n man vir jou vrou, en jy's geroep as 'n vrou vir jou man. Dis maar net hoe dit is. Dan is jy geroep as 'n ouer, as 'n ma of as 'n pa. Dis deel van jou roeping. Dis waarvoor jy geskape is. En doen dit goed, want party mense doen hy goed nie, maar dan wil hy doen wat die Here sê, sê ek, hey, wow, doen goed wat jy moet doen, goed doen. Doen dit goed. Jy weet. Gaan wees 'n goeie man, wees 'n goeie vrou, wees 'n goeie ma, wees 'n goeie pa. Dan kom hierdie ander goed baie makliker in plek. Dit val in plek. Maar jy kan nie sê ek wil vir die koninkryk gaan werk, maar jy vervul nie die dood eenvoudige roepings wat al reeds in jou lewens is nie. Jy weet. En so kan ek dieper leiers gaan van, jy weet, soos om 'n voorsiener te wees en dat ons nou nie vandag gaan doen nie. Maar dit is belangrik om daai goeders te verstaan dat die Here dit ons roep vir dit. En dit is belangrik. En dan ek wil net vinnig praat oor honger en oor leerbaarheid. As het gepraat net nou in die gees, hoe bly jy honger? Deur in te neem. Jy moet inneem. Ek het my jongste dogter, sy het gimnastiek gedoen. En so ek moes 4 keer 'n week Louis-Trichardt toe ry. In en uit. So wat ek gedoen het, ek het vir my klomp preke op 'n CD gelaai. Dis daai ou daai, ja. En as daai daar toe nog CD's gespeel het, dan het ek 'n CD in my kar gelaai of my bakkie en dan ry ek. En dan luister ek preke al die pad dorp toe en al die pad terug. Dan sê Robin van nou my kop is al seer geluister vir al hierdie preke. Kan ons nie iets anders luister nie? Sê ek nee, sorry, as jy sal my ry, gaan jy preke luister. En op daai stadium het ek Dr. Jonathan David se preke geluister en hy's toevallig toe in Louis-Trichardt. En ons het toe nou afspraak met hom te sit. Ek sê van nee, ek gaan nou vir hom sê, hy gee haar kop seer. Sy sê asseblief, moet net nie vir hom sê ek gee my kop seer. Maar wat ek gedoen het, ek het myself geposisioneer. Ek het geseker gemaak ek bly honger. Stel jouself bloot, jy weet. Natuurlik wees wys. Ek aanvaar julle verstaan dit. Jy gaan mos nie net enigiemand luister nie. Jy luister na goeie gesonde plek, maar het daai goeie gesonde plek van invloed in jou lewe waar woord in jou lewe bedien word. Ander ding wat ek doen is ek sit aanbiddingsmusiek op en ek sê aanbiddingsmusiek want ek bedoel aanbiddingsmusiek. Jy kry Christelike entertainment musiek. Ek spandeer baie min tyd met dit. Ek's ernstig. Ek luister nie eens dit nie. Ek luister nie eens radio nie. En jy dink as jy wil radio luister radio. Is goed. Ek wil nie veroordeling, ek praat van myself. Ek sê ek luister nie radio nie. Ek sit nie 'n radio aan nie. Ek luister geen radio van geen aard nie. As ek iets wil luister, sit ek aanbiddingsmusiek aan. Want ek soek dit in my gees. Ek onthou die een aand of die eerste aand wat ek wakker word. En terwyl ek wakker word, besef ek is besig om 'n loflied te sing. Ja, ek was so gebless. Ek kry tot nou elke keer as ek daai storie vertel, dan kry ek sommer weer hoendervleis. Wat 'n amazing gevoel. Toe besef ek daai goed wat ek so luister, is besig om my gees nou te sit. Dit is so diep, dat selfs as ek slaap, kom dit uit. Ja. En terloops my vrou sê vir my, as ek praat nie baie my slaap nie, maar as sy sê, as ek praat, dan sit in die naam van Jesus. In my slaap. So selfs as ek preek as ek slaap ook, ja, it's crazy. Maar dit moet in jou gees kom sit, daai honger. En hoe meer honger jy is, hoe meer honger word jy. Hoe meer jy eet, hoe meer honger word jy. Is andersom in die gees. As jy gaan ophou eet, en dis ook om die vyand gaan jou probeer besig hou, afleidings bring wat jou wegtrek van daai plek waar jy nie luister besig is met daai goeters nie. En want hy weet, dan gaan jou honger gaan net gaan, jy weet. En dan word dit normaal, dis daai shift. Dan word dit normaal om nie na die woord van die Here te luister nie of om te lees nie. Want ek het besef my tyd is sodat ek is altyd bietjie besig. So ek het nie baie tyd om daar te gaan sit en die Bybel te lees nie, maar ek kan sit. Ek het 'n app wat vir my die Bybel hardop sê. So as ek bietjie besig is, dan sit ek hom aan terwyl ek ry, laat die woord speel.
is nie 'n preek nie, so ek bly honger. En dan bly leerbaar. Bly leerbaar. Bly gereed om te verander en om te groei. Jy weet. Partykeer kry so revelation. Ons is so bly oor 'n revelation. Ons bly net daar. Elke denominasie is gestig op 'n revelation. Maar hulle het besluit hulle slaat die tent net daarop. En toe die wolk skuif, toe bly hulle agter. Ons moet seker, ons bly nie agter as die wolk skuif nie. Dat ons saam beweeg en saam groei. Saam met die Here. En dit vat 'n gesindheid, 'n baie belangrike gesindheid van leerbaar wees en gereed wees om te groei en te verander. Jy weet, baie van ons hou niks van verandering nie. Jy weet, wat ek daar by my gemeente gedoen het, ongelukkig toe ons die nuwe gebou het ons sulke banke, nou kan jy daai banke nie skuif nie, maar ek het so 1 keer 'n jaar, sonder as ek vir niemand nie, dan gaan ek die dag voor die kerk, dan skuif ek die stoele. En dan as die mense inkom, wat ek doen, ek staan daar voor in die kerk, né? Maar ons deur is nou agter gewees. Dis nie soos hier langs die kant nie. Dan staan ek aan, kyk ek kom my mense en dan sien ek kom my mense in. Dan sien. Dan kan jy hom sien met die ou en praat met sy vrou. Kan nie hoor wat sê nog, kan ek hoor hy sê, "Ja, doen hy kry nou alweer. Jy skuif nou weer die stoele." Ja. En ek het eendag doen kom 'n oom na my toe. Hy sê vir my, "Kry, die oom is nou al oorlede, maar hy sê vir my, "Kry. Weet jy hoekom sit ek altyd waar ek sit?" Ek sê, "Nee oom, ek weet nie." Hy sê, "Dan kan ek my kar sien. Dan weet ek niemand kan hom steel nie." Ja, dit is crazy hoe ons mense hou van program en routine en ons sit dieselfde plek in die kerk en ons parkeer dieselfde plek en so meer, né? My vraag vir my vrou altyd, hoekom gaan parkeer jy in die kleinste parkering wat jy kan sien? Ek sê, want dan is dit boring om in al die maklike parkering, ons laat ek in die moeilike een vat, man. So ons moet ons albei in 'n konsep sit waar ons gereed is om nuwe dinge van die Here te ervaar. Obviously binne die raamwerk van die woord, binne die plek wat die Here daar gestel het, maar wees gereed om te verander, jy weet, en kyk nie na goeders, wees gereed om te groei en te verander. Dit is kritiese goed, dit is eenvoudige goed, maar dit is so krities in ons wandel met die Here. En hierdie is praktiese goed wat jy kan gaan doen. Jy kan actually huis toe gaan en gaan dink, okay, hoe lyk my krummels van die tafel af? Hoe lyk my uitroep na die Here? Hoe lyk my demonstrasie van geloof? Hoe kan ek iets nuuts en vars doen? So hier's practical goed, wat jy actually kan huis toe vat en jou net gaan help, so bietjie, dink, waar is my plek met die Here? En dan, hiermee sluit ek nou regtig af, ons is al op die aanloopbaan, right, ons gaan nou taxi na die parking toe, maar, ek het 'n gewoonte dat ek in my lewe het, elke nou en dan, partykeer is dit elke week, partykeer is dit 1 keer 'n maand, partykeer selfs langer, maar dan stop ek en ek sit, en ek gaan een plek alleen, en ek is baie eerlik met myself, en ek sê, waar is my verhouding nou met die Here? En ek probeer nie myself heuning om die mond smee, ek is nie so bad nie. Nee, ek is eerlik met myself. Ek sê, luister, spandeer ek genoeg tyd met die Here? Is my hartsgesindheid nog reg? Jy weet, het ek onvergewensgesindheid teenoor iemand? Jy weet, het ek toegelaat dat ander goed my aandag aftrek? En dan restructure ek net weer, en ek werk met sulke boeke. My pa het altyd alles neergeskryf, dink hierdie ou toppie wat alles neerskryf. Nou is ek presies net sy, nou skryf ek ook alles neer. Maar ek het 'n plek wat ek neerskryf. Hier's my fokus, hier's my doelwitte. Ek wil meer tyd met die Here spandeer, jy weet, of langer tyd, of ek wil meer met mense konnekteer. Ek skryf dit daar, wat ek voel ek moet aandag aan gee. Ek skryf dit daar neer. En dan sal ek so 1 keer in 'n week, dan gaan ek gou na daai boekie toe en check ek net so deur hy lysie. Het ek dit alright goed gedoen? Want ek wil 'n demonstrasie wees van die Here, jy weet. Help nie ons is net soos die wêreld nie. Die wêreld moet, as hulle ons sien, moet hulle tog iets anders sien. Is dit nie waar nie? Wat verkoop ons as ons nie eers, as ons presies dieselfde as hulle is? Ja, so ons wil iets anders wees. So, ons nou baie gepraat en baie oulike goed gesê, maar kom ons kom by die dinge. So kan ons 'n oombliekie vat, né? En net stil raak by die Here, net vir 'n minuut of 2. Want as ons hier uitgaan, is die week weer aan die gang, hardloop die dinge weer, ons raak besig met allerlei goed. Maar nou het ons net 'n oomblik, 'n moment, wat ons in elk geval hier is, in elk geval besig met die Here, kan ons stil word. En ek glo nie, die Here sê nêrens ons moet ons oë sluit nie. Dit is my altyd verstom ons Afrikaners, as ons moet bid, kom ons sluit die oë. Hoekom? Die Bybel sê nêrens moet ons oë toemaak nie. Eintlik as geen skrif vir dit nie. Eintlik die Bybel sê kyk op. So eintlik moet ons sê kyk op, ons gaan nou bid. Maar
Hoekom ek vandag wil vra, maak toe jou oë, omdat dit is 'n privaat oomblik. Al is ons in 'n publieke plek, hierdie is 'n privaat oomblik tussen jou en die Here. So ek wil vra dat jou oë sal toemaak. En as jy maar net in jou hart of in jou gees 'n beeld sal sien van jy staan of sit of lê voor die Here, en net vir die Here sê, Here, vergewe my as ek toegelaat het, laat ek wegdryf van die plek van ware goeie verhouding met U. Vergewe my daarvoor, Here, maar help my deur die Gees om terug te kom, om hierdie wandel, hierdie verhouding met U weer vars, lewendig nuut te maak. Ek hou nooit daarvan om aan te dink nie, maar as ek terugdink oor my lewe, was daar maar 'n paar laagpunte, hoor. Daar was plekke wat ek op baie slegte plek was. En as jy kan dink, wanneer was jou worst moment in jou hele lewe? Dis waar Jesus voor gesterf het. Vir jou worst moment, nie vir jou best moment nie. Vir jou worst moment het hy gesterwe. So daar's niks wat jy kan doen wat die Here kan maak om jou minder lief te hê of om ophou lief te hê nie. En al voel jy dalk jy die Here teleurgestel. Dalk het hy vir jou iets gevra of 'n werkie gegee, of jy het hom gefaal, of jy voel net jy het hom gefaal. Die Here se arms is oop. Hy's daar gereed om jou te ontvang, onmiddellik. Jy weet. Sy genade is genoeg. Vir my en vir jou. Here, ek vra dat U deur die Gees net met ons sal praat, dat hierdie oomblik nie 'n wasted moment sal wees nie, maar dat dit 'n oomblik van ware gewaarwording en belewenis met U sal wees, waar ek my hart regtig aan ons harte aan U kan blootstel, kwesbaar maak en sê, Here, praat met ons vars en nuut. Maak dit weer lewendig, maak dit weer brandend, maak ons weer opgewonde, Here, om hierdie pad met U te lewe. Ek bid, Here, vir vars nuwe geestelike energie, dat ons sommer energie sal wees. Kom, Here, doen dit vandag, maak dit nuut en maak dit vars, maak dit lewend. Ek bid, Here, dat die manier wat ons aanbid sal groei, dat die manier wat ons sal bid sal groei, die manier wat ons met U praat sal groei, die manier wat ons sal reageer op U sal groei, dat die manier wat ons funksioneer in ons dag na dag se take sal groei en sal verander en vernuwe. Dankie, Here, dankie, Jesus. U het in die woord gesê, dit sal wees so strome van lewende water wat uit ons binneste vloei. Ek bid, Here, dat daai fonteine weer sal vloei, dat dit weer sal vloei. Ja, Here, kom teen en ek konfronteer elke leuen van die vyand wat vir ons probeer vertel het dat ons is mislukkings, wat ons probeer vertel het, ons is 'n teleurstelling, wat ons probeer vertel het dat ons is nie waardig nie, nadat U reeds aan die kruis 'n waarde aan ons lewens toegeskryf het, deur dit wat U betaal het vir ons. Dankie, Here, ons bid dat daai skuwe wat mag plaasgevind het, terug sal kom na die regte plek toe. Kom terug in Jesus naam, kom terug. Kom terug. Dankie, Here. Dankie, Vader. Ons wil U regmatige plek in ons lewens gee. U is die een wat lei en ons moet volg. Mag ons U weer volg vandag, Here. Mag U weer lewendig wees in ons. In Jesus naam. Amen. Amen. Ons eindig hier met 'n baie serious moment, maar dis 'n joy en 'n vreugde om die Here te dien. Moet dit nooit vergeet nie. Dis nie 'n straf nie, dis 'n vreugde. En kom ons lewe dit so. Nou wil ek net sê baie dankie vir julle aandag om te luister na my. Waar ek onder julle vir dit, maar ek bid dat daar iets gaan skuif in die gees, nie net in jou lewe nie, maar sommer in hierdie gemeente na 'n nuwe plek toe. Amen. Amen. Dankie vir julle. Dankie.